Ek kom voor U vandag, Here, ek loop in die diens, dat ons 'n wonderlike woord sal kan hoor. Gaan met ons deur hierdie dag. Sien die preek vandag, Here, gee vir ons seëning en alles. Gaan met ons res van hierdie dag in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Teens. Die tema is gooi net aan die ander kant. Ek gaan my wonder, wat is die ander kant? Nou gaan ek julle gou ietsie vertel. Toe ek nog gehengel het, vis gevang het ek die bassding gedoen, ek het diepsee gedoen, ek het van die kant af gedoen, ek het varswater, fly fishing, al goed. En eendag toe gaan ons uit op 'n boot, op die see. Nou as jy daar by Knysna deur die hets gaan, is nogal redelik gevaarlik. En jy raak redelik naar daar. Maar nou is ons daar deur, ons is op pad see toe, baie opgewonde, ek gaan nou in die see gaan. Met my bucket of oupies, want dis my hoop wat ek gaan dit maak. En almal sê, Martie, jy moet jou stokke daai kant toe gaan. Ek sê nee, ek wil hierdie kant toe gaan. Want ons almal volg ons hierdie rigting. Maar ek wil 'n bietjie die kant toe gaan. Nou almal gooi in en ek trek die vis uit. Dan sê hulle dis lak, ek sê nee, dis nie lak nie. Ek het gevoel ek wil daai kant ingooi. En ek het vis gevang. En die kant het nie vis gevang nie. En ons stop die storie net daar, nou gaan ons aan met die woord, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met oop harte. Party van ons is moeg, Here. U ken ons harte, U weet waar ons onsself bevind. Party is teleurgestel vanmôre, Here. Party voel leeg, party voel net sonder, hulle het nie vis nie, hulle het niks nie. Here, ons erken vandag, sonder U kan ons niks doen nie. Kom spreek met ons U woord, herstel ons geloof, fris ons hoop, laat ons weer hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Here Jesus, staan vandag weer op die strand, praat met ons. Al herken ons U dalk nie altyd nie. Ons maak ons harte oop vir U stem, Here. Hier waar die woord uitgaan, Here, dat dit op vrugbare grond kan val. Here, hier waar ons gees voorbereid is, Here, sodat die woord kan insink, Here, sodat ons dit kan verstaan. Here, gee ons wysheid. Ons bid dit in U naam alleen. Amen en amen en amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Johannes 21 vers 1 tot 6 en 11. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon, Petrus en Thomas en Didymus genoem word, die Nathanael en Kana en in Galilea en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik op die skuit geklim en in die nag het hulle niks gevang nie. En toe het dit dag geword. Staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi jy net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van hulle was hulle nie meer in staat om te trek nie. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse. Let wel, 153 in getal. Nou, sit hier so ietsie, onthou 153, maak dit vas. Maak dit vas. Nou wel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. So 153. En hy het gesê, gooi die net aan die regterkant. Hy het 'n opdrag gegee. Nou baie mense leef vandag met woorde in hulle hart. Elkeen sit hier met een of ander iets, 'n woord wat hier in hierdie hart van ons is. Ek het hard probeer. Ek is moeg, Here. Ek is moeg om gebruik te word. Ek is moeg om daar te wees. Here, ek is moeg vir almal se gemou en gegram. Ek sien geen resultate by mense nie. 'n Mens probeer jou bes, maar mense wil nie luister nie. So 'n mens raak nou moedeloos. Ek wil opgee. Wie het al gevoel hulle wil opgee? Ek voel magteloos. Baie keer wil ons dinge laat werk, ons kan dit nie laat werk nie, want ons voel magteloos. Ek het moed verloor in die lewe.
Ek sit en wat help dit? Ek dien die Here. Wat help dit? Ek gaan na kerke toe. Wat help dit? Ek doen dinge vir mense. Wat help dit? Ek gee my beste, maar ek kry niks terug nie. Mensies, jy moet niks terugkry nie. Die Here gaan vir jou vergoed op die regte tyd. Dalk beskryf hierdie vandag vir jou waar jy jouself bevind. Jou besigheid sukkel, jou huwelik is onder druk, jou kinders is ver, jou gesondheid is swak, jou finansies is gespanne en jou geloof vol flou. Kom wat ek vir julle sê, 'n mens kan al die geld in die wêreld hê, maar as jy God nie het nie, is jy nie gelukkig nie. As jy God nie deel is van jou lewe nie, gaan jy nie gelukkig word. En jy vra, Here, hoekom werk niks uit vir my nie? Wie was al daar wat gedink het, Here, ek probeer alles, maar niks wil uitwerk nie. Wie was daar gewees? Ons kan ons hande opsteek, baie van ons was daar. Vandag sê Jesus vir jou, gooi net jou net aan die ander kant uit. So jy moet 'n kop skuif kom. Na Jesus se opstanding is die disippels onseker oor alles. Dink nou net. Iemand wat jy na opgekyk het, is iewers skielik weg. En nou moet jy self vorentoe gaan. En wat doen 'n mens dan? Mens voel onseker. Dink julle daai disippels was onseker geweest? Toe Jesus daar op die kant gestaan het, hulle hom nie eens herken nie. Maar ons het gekies om Jesus te volg. Ons gaan wonderwerke sien. Hulle het wonderwerke gesien. Ons het hom gesien sterf. Hulle het hom gesien sterf. En hulle het hom gesien opstaan. Nou, hy is nie meer elke dag by hulle nie. Wat doen hulle nou? Wat doen hulle nou? Jesus het aan die kruis gesterf. Hy het opgestaan. Hy is terug om vir ons plek voor te berei. Wat nou? Hy is nie saam nie. Hy is saam met sy disippels nie. Maar Petrus het gesê, hulle gaan terug na wat hulle ken, visvang. Hulle het teruggegaan om vis te gaan vang. En hulle het geen vis gevang nie. Met ander woorde, ek gaan maar weer aan met my ou lewe. Die disippels het gekies, hulle gaan aan met hulle ou lewe. Het ons nie al gesê, ons gee ons hart vir die Here, dan val ons weer terug in ons ou lewe nie? Hoeveel van ons het nie teruggeval in ons lewe nie? En as jy daai terugval vat, is dit nog 10 maal erger as wat dit was ooit van tevore. Wat weet jy het nou jou hart vir die Here gegee, jy is gedoop, maar jy hoor nie sy stem nie, alles loop verkeerd, alles is nie meer reg nie. Hoekom? Want die vyand het gekom, hy kom steel, by elkeen. Hoe steel die vyand? Hy vat jou gedagtes weg. Nou, as jy nou kyk, hulle die hele nag het hulle geen vis gevang nie, absoluut geen vis nie. Maar die hele nag gaan jy uit en jy kry niks nie. En nou laat dit my dink aan die ou wat op die straat staan en bedel. Hy staan die hele dag in die son. Hele dag. En hy kry niks nie. En hy begin sy CV in te gee. En all of a sudden, hier kom die werk deur. Daar ontvang hy iets. Hy het iets anders te probeer. So hulle die hele nag geen vis, geen sukses, geen resultate gehad nie. Hulle het uitgekom, leë nette op daai boot. Wie het al gaan visvang en niks meer teruggekom nie? Daar is 'n groot smaal agter. Wie het al gaan visvang en niks visgevang nie? Jette, dis daar wel erg, nee. Jy sit daar en wag. Ja, kom net, visie byt. Gaan net oorgie laat jy hardloop. Hardloop maar. Kom nou. Wat moet ek nog probeer? En so probeer ons probeer al die asies. Nou waar die wind almal sê gebruik bloekom. Nee, die wind is nou nie reg nie, gebruik Stativids. Want Stativids en banjo gaan lekker werk. Hy gaan die vis lok. So gaan ons aan en ons probeer, maar niks werk nie. Jy vat 'n spinner en jy sit mieliebom op en dit werk nog minder. Nee. Dit werk nie. As jy keer goed gebruik, gaan dit nie werk nie. Mense sê julle lewens gaan nie uitwerk nie, want julle gebruik die verkeerde aas. Julle gebruik die verkeerde dinge. Julle wil net die hele rigting gaan, maar julle dink nie aan die ander rigting waar daar is om te gaan nie. Die regte rigting nie. Wanneer
nee, ons wil vis vang. Ons wil vis vang. Herken jy dit? Wie herken dit wat ek volgens vir hulle sê? Ek dink nie Frida het al op 'n spinner mieliebom gesit. Weet jy al? Kyk. Ja, ek probeer. Ek dink aan die dae toe ek vis gevang het en ons het in die SA's deelgeneem. Jy vat tot mercurochrome. Want jy het mos 'n bietjie mercurochrome in jou kas wat jy moet, as jy die hoek jou tref, dan druk jy daar 'n bietjie mercurochrome dat dit maar net skoon kom en TCP en al die goed is in jou viskas. Jy probeer tot daai goed. Ek sê dat die dae toe ek het gerook ook toe ek vis gevang het, maar ek het nie geraak aan 'n sigaret nie, want ek wil nie my hande moet na 'n sigaret ruik nie, so ek het nie gerook terwyl ek vis vang nie, want ek wil graag vis vang. So ek het dit my rook eenkant gegooi. Maar tot hy sigaret gevat en hom met die pappie gemeng net om 'n vis te kan vang. So probeer 'n mens alles wat daar is. Nou wanneer jy moeg is, sien jy soms nie meer vir God raak nie. Jy sien net jou omstandighede raak, jy sien net daai verkeerde raak. Wanneer jy teleurgesteld is, raak jou geestelike oë toe. Wanneer jy moeg is en jy's op en jy's keelvol, dan raak jou geestelike oë toe, want jy kan nie meer sien nie. My geestelike oë is nie meer daar nie, en Jesus vra. Het julle iets gevang? Nee, wees eerlik, julle het niks gevang nie. Maar God werk met eerlikheid. Jy moet eerlik sê, weet jy wat? Ek het nou gefouteer. Ek het niks gevang nie, as wat jy sê, hoeveel, wag, hier kom 'n gedagte. Ons het so groot vis gevang. So groot vis. Nee? Maar die jok jy mos nou. Die jok. God soek van ons eerlikheid. Hy het van daai disippels gevra, hulle moet eerlik sê, hulle het niks gevang, hulle moet eerlik wees. Ons moet begin eerlik wees in die lewe. Nie so vis gevang nie, nie so vis gevang nie, niks vis is gevang nie. So wees eerlik. En dan is Jesus se opdrag, hy sê vir hulle, gooi daai net in die ander kant in, aan die regterkant. Logies maak dit nie sin nie. Hulle is ervare vissers. Jy kan 'n vis vang, 'n ou wat vis vang kan jy niks vertel nie, hy weet alles. Hy weet alles. Dan kom God en sê hy vir jou, gaan na 'n ander rigting. Hulle het die nag probeer en dit het nie gewerk nie, hoe sal dit nou in die dag werk? Hoekom sal dit nou in die dag, as dit in die nag nie gewerk nie, hoe sal dit in die dag werk? En toe, kom maar 'n wonderwerk. Hulle het daai net aan die ander kant ingegooi en 153 groot visse gevang. Nou die getal 153 in die Bybel is 'n besonderse geestelike betekenis veral in Johannes 21 versie 11. Simon Petrus het die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Nou 153 klink vir jou miskien min, maar dis baie. Dis groot visse gewees. Die geestelike betekenis van 153, en dis waaroor ek opgewonde is vandag. Want 153 gaan jy nie meer sien as 153 nie. Want die volheid en volmaaktheid in die Bybelse simboliek dui 153 op God se volmaakte voorsiening. Amen. Ons ontvang God se volmaakte voorsiening as ons in die wil beweeg, as ons die net gooi, soos hy gesê het, nie daai kant toe nie, daai kant toe. Ons ontvang die volheid van sy seun. Geen tekorte wanneer Jesus jou lei nie. Jy gaan nie 'n tekort hê as jy die pad reg stap nie. Ek waarborg jou dit. As jy die pad reg stap, jy is nie geestelik blind nie, sal jy volmaakte getal ontvang. Jy sal jou seëninge ontvang, een vir een. Geen tekort wanneer Jesus jou lei nie. As jy die pad stap van Jesus, gaan jy nie 'n tekort hê nie. Maar ons raak moedeloos, ons raak keelvol en ons wil nie meer wag nie, want God se tyd is nie ons tyd nie. Nou, al was daar baie visse, het die net nie gebreek nie. Nee? So, God se werk is volledig en sterk.
Jy sê jy kan nie, maar God sê jy kan. Siele vir die koninkryk, Jesus het gesê, ek sal vir julle vissers van mense maak. Matteus 4 vers 19. Die 153 visse simboliseer die volheid van mense, siele, wat God wil red. Daar siele daar buite wat dit nodig het, wat jou nodig het, wat jy vir hulle moet lei na die Here toe. Dis nie net die kerk se plig nie, of die pastoor se plig nie, jy kan ook die evangelie verkondig, waar jy heen stap. Elke dag. Niemand hoef verlore te gaan nie. Niemand. As ons kyk na sendelinge, hoeveel sendelinge is daar in vandag se dag? Mense is nie meer bereid om uit te gaan nie. Het jy al iemand genooi kerk toe? Het jy al langs die pad gestop? Iemand gesien? Het jy nodig het om voor te bid? Nou die wiskunde betekenis, ek wil eintlik dit hier op die bord vir julle gesit het. 153 is 'n spesiale getal. 17 is gelyk aan 10, is die wet, en die plus 7 is volmaaktheid. Dit wys op God se genade wat die wet vervul het. Liefde en verbintenis. Ek is lief vir jou. Dit is 'n woord wat mense nie meer vandag se dag gebruik nie. Liefde. In die Griekse deel daarvan is agape se getalwaarde, verbind met 153 volgens sommige studies. Dit wys God se liefde vir sy kinders. God het jou lief, nes jy is. En ek het gister die woord gebring. Hy is vir jou lief, nes jy is. Nog voordat jy tot redding gekom het, is hy lief vir jou gewees. Van die dag waar daai saadjie geplant is God lief vir jou. Van daai dag, daai oomblik, is God lief vir jou. Die verhouding tussen Jesus en Petrus in Johannes 21 wys dit vir ons, hoe lief was Jesus vir Petrus gewees. Het Petrus die regte pad gestap? Soms was hy af. Soms het hy verkeerde pad gestap. Nou ons geestelike boodskap vandag is dat 153 sê vir ons, as Jesus in beheer is daar volheid. Ons moet hom net toegang gee. Ons moet net sê, dink julle, as Jesus aan die deur klop, nee. Ons is geleer in ons dae, ons storm nie net 'n huis binne nie. Jy klop voordat jy kan ingaan. Nou as Jesus klop aan die deur, dink jy hy gaan sommer net inbars? Gaan hy inbars? Hy sê, kom ek wil met jou praat. Jy het nodig om die deur oop te maak. Hy klop, maar dan maak jy oop. Hy gaan nie net kom nie. Jy het nodig om die deur oop te maak. Jy het nodig om 'n besluit te neem. Maar dan maak ons die deur oop vir die verkeerde mense. Kom wat ek vir julle sê, dit sal lekker gewees het om vanoggend in die bed te gebly. Maar dit is seker weer van, Netflix gaan ons nou lekker wees. Ek volg die series A Good Doctor. So ek het nou vanoggend 'n Good Doctor gekyk het. Hè, dink ek lekker warm in die bed, voete in die lug. Moet ek uitkom, ek moet kerk kom skoonmaak, ek moet kom, kan die mense regkry en dis 'n geblasery hier en dis blare optel wat die wind maak vir ons werk. Maar ek het gekies. Want Jesus is in beheer. Jou arbeid in hom is nie verniet nie. Ek het nie verniet vanoggend opgestaan nie. Ek het 'n doel waarna toe ek besig is om na toe te gaan. My doel is om vir mense woord te bring. Ek wil graag hê mense moet die woord hoor sodat hulle genesing kan ontvang. Sodat hulle kan weet jy wat, ek sien al een in hierdie gemors nie. Daar's baie ander mense. Hierdie is nie net 'n tyd vir, okay, ek het die kerk se register hier, laat ek net kyk, kleintjie is hierso, Brini is hierso, Sandra is hierso, een is hierso, okay, daai doen ek dit nie. Baie keer is dit hier nodig, om hier te sit, om my boodskap te ontvang.
Party van ons het 'n drukkie nodig. Party van ons het om te sê, weet jy wat, ek is eintlik geseënd. Ek het bene wat ek kan loop, ek hoef nie soos teens rond te kry. Ekskuus ek sê dit, maar dit laat jou besef waarvoor kan jy dankbaar wees in die lewe. Waarvoor kan jy dankbaar wees? Baie het klere, baie het nie klere om aan te trek nie. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Nou, God se plan is groter as die plan wat jy tans sien. Hy het groter planne vir jou. Maar hy wil graag hê jy moet jou net reg ingooi. Hy bring mense na hom toe deur jou getuienis. Jou getuienis kan vir iemand anders laat verander. As jy enige iemand sit wat deur 'n verkrachting gegaan het, kan my getuienis dalk vir daai ou of daai vrou kan my getuienis sien. Weet, as daai vrou deur al haar goed is. Ons vat kanker. Ons vat verwerping. Ons vat lupus. Ons vat suikersiekte. Maar daar's so baie. Maar as jy hoor van iemand wat genees is, gaan dit nie vir jou bietjie meer laat anders te dink nie. Jou geloof bietjie verander. En weet as ek my net aan die ander kant toe kan gooi. Iemand kort dalk 'n bemoediging. Jy kan vir hulle bemoedig môre om hier te wees. Nog jy sê, ja, maar ek bly in afsondering. Ek het met niemand te doen nie. Family Heaven, julle het mos nie mense wat by julle kom nie, nee. Het julle kuier mense? Deens het julle kuier mense by jou huis? Kom kuier mense vir julle? Vertel vir 'n ou wat vir jou kom kuier. Weet jy wat? My lewe het verander. Vandat ek die Here aangeneem het, vandat ek die klop gehoor het en die deur oopgemaak het, het my lewe verander. Mense, ewe skielik as jy jou hart vir die Here gee, gaan alles nie net in plek val en jy gaan kos op jou tafel en jy sal nog steeds moet werk. Sorry. Jy moet werk om te kan eet. Alles gaan nie net na jou kant toe kom en jy sal ongelukkig moet werk. Jy sal ongelukkig jou Bybel moet oopmaak en die woord bestudeer, sodat jy kan staande bly, want deur die woord hoor jy God se stem. Nou weet jy, hoor hierso, nie hierdie kant toe nie, daai kant toe met die net. Miskien voel jy soos 'n Petrus, jy het hard gewerk en jy het min gesien, maar wanneer Jesus sê, gooi die net weer, bring hy 153 wat meer as genoeg vir sy is vir jou. Niks deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag nie, of geweld nie, maar deur my gees. Ons wil dinge ons wy nie. Kom ek sê vir jou, ek sal 'n ding draai, laat hy my wy gaan. Maar as dit nie God se wil is, jy help dit nie. Jy moet in sy wil bly. Moenie ophou glo nie. Mensies Lukas 1 vers 37. Dis my favouriteste vers. En as ek hierdie vers dink, dan sê ek vir die Here, dankie, ek kan opstaan. Hoekom? Lukas 1 vers 37, by God is alles moontlik. By God is alles moontlik. Ek sê kan dit werklik wees? Yes, dit kan. Kan 'n kind se tong losmaak? Ja, hy kan begin praat. Kan 'n mens begin hoor? Ja, hy kan begin praat. Hoor, daar sit 'n kind wat doof gebore is en hy moes deur 'n lang tydperk van sy lewe moes hy doof gewees het. Jonatjie, staan op, sê vir die mense jy het hoor en jy kan hoor. Hy raak net verbereerd as sy ore so 'n bietjie waksing kry en dan wil hy nie lekker hoor nie. Maar daar by God is alles moontlik. Mense het gesê hy gaan nooit sit nie, hy gaan nooit loop nie, hy gaan nooit kan praat nie, hy gaan vertraag wees vir die res van sy lewe. Daar sit 'n kind wat suksesvol is. Wie het 'n wonderwerk ervaar? Sandra, jy het 'n wonderwerk in die hospitaal. Hoeveel dae was jy nie in ICU gewees met COVID nie? Sy het dit gemaak, hier sit 'n wonderwerk. Hoeveel van julle, elkeen wat hier sit, het 'n wonderwerk al beleef? Elkeen van ons. Nie net ek nie, nie net daai een nie, elkeen van ons het 'n wonderwerk beleef. Jou situasie kan dalk voel vir jou, dit is onmoontlik, maar dit is moontlik by God. Van niks gaan jy oorgaan na oorvloed toe. Hoe gaan dit werk? Mense hou op kyk as 'n mens praat van oorvloed, dan sien ons rande, dollars en al sien daai dinge. Nee, oorvloed van liefde, oorvloed van samesyn, oorvloed van vrede, daar's so baie. Ons is so geneig om te kyk na die finansiële afdeling.
vat jou fokus bietjie weg. Vat jou fokus bietjie weg. Want ek was op 'n tyd, as ek in die kerk wou sê, nou is die tyd om te saai, want as jy nou saai, nee, dan gaan jy geseënd wees. Ja, dan haal ek die geld uit, want my fokus is mos nou op die geld gewees, nie op God nie. Het dit gewerk? Nee. Nee. Ons het baie ander dinge wat vir ons moet saak maak voordat ons gaan ontvang, voordat ons moet regmaak. Miskien wil Jesus vandag vir jou ietsie doen. Miskien moet ons weer probeer. Nee, ons moet weer probeer. As ons hier uitstap vandag, dan stap ons uit met 'n ander gedagte van kom ons probeer weer. Nie in jou eie krag nie. Hoor vir my, nie in jou eie krag nie, maar in Jesus naam. Jou huwelik kan herstel word, vir die wat deur 'n huweliks gaan wat dinge moeilik is. Jou huwelik kan herstel word. Jou finansies kan omdraai. Jou kind kan terugkom wat weg is. Jou gesondheid kan verbeter. Moenie jou geloof begrawe nie. Moenie 'n begrafnis hou met jou geloof nie. 'n Mens sê net, weet jy wat help het ek dien die Here? Weet julle waar het ek dit al gehoor? Wat help het ek dien die Here? Maar dan verander net jou fokuspunt. Gooi jou net bietjie aan daai ander kant in. Walk by faith, not by sight. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Geloof, wat is geloof? Dit is 'n vaste vertroue. Dit is 'n vaste vertroue in geloof. Jy moet volhard. As jy atletiek doen, en jy 200 meter wat jy hardloop, en jy gee op, is jy volhard in dit? Nee. Aan die einde van daai atletiek, daai 200 meter, gaan jy as jy wen, het jy volhard in dit wat jy oefen voor die tyd. Hoeveel van julle doen atletiek? Jone was baie opset Vrydag toe daai, dis nou 'n mors van tyd. Daai kommie besluit hy draai nou, of daai bus besluit hy draai nou om. Dis nou 'n mors van tyd want hulle het hard geoefen. Hulle het regtig alles gegee om vandag 'n medalje te kry en daar besluit dit nee, dis anders. Maar dis dalk die Here wat hulle weghou van 'n ongeluk af. Wat 'n mens nie moet kwaad word nie, daar's 'n rede hoekom dinge nie uitwerk nie. Maar jy moet volhard in gebed, volhard in dit wat jy mee besig is. Dit is so maklik om te sê, weet jy wat, ek gaan die Bybel nou weer lees. Hoeveel keer het al die Bybel weer gelees? Heeltemal weer. Op ons Facebook baie jare terug is daar 'n dame, Geraldine, sy het die Bybel op Facebook weer gelees vir ons. Elke dag 'n stukkie. Het dit iets beteken? Vir my? Nee. Vir 'n ander ou? Ja. Vir die ou wat nie kan lees nie, het dit iets beteken. Maar vir my wat kan lees, ek het geluister, maar dit het nie by my ingesink nie, want my gees was nie reg daarvoor nie. So, nou sit jy hier en sê, weet jy wat, ek het die Bybel weer gelees. Ja, almal gaan die Bybel weer lees, maar doen jy dit wat daar staan? Luister jy wat die woord vir jou sê? Nou 'n geloof is iets, is soos, toe Jesus hulle sê, gooi die net aan die ander kant in. Hulle het nie die vis gesien nie, hulle moes maar geloof gebruik het om te sê, goed, ek gooi die net in, daar gaan iets daarvan uitkom. Nou, jy moet geloof hê om te weet, 'n boer wat iets geplant het, hy gaan grawe nie heeltyd op en kyk of die saad omkiem nie. Hy glo, hy vertrou die Here, dat die Here vir hom 'n oes gaan bring. So moet jy ook vertrou, al kan jy nie sien nie. Al kan jy nie 'n uitweg nou sien nie, sal dinge uitwerk as jy vertrou, volhard. Geloof beteken ek vertrou God al sien ek niks nie. Ek het julle vertel, Desember het ek geworry. Januarie geworry. Want ek sien niks nie. Maar God het voorsien. Want ek geglo, die Here gaan my nie los nie. Hy gaan my nie alleenig los nie. En so gaan hy ook nie vir jou alleenig los nie. Hy gaan saam met jou stap. Maar ons gee op, ons raak moeilik. Baie mense sê, Here, wys my eers, dan sal ek glo. Wys my eers, dan sal 'n verandering kom. Dan sal ek glo.
dat jy nie volharding geloof nie. Ware geloof loop sonder bewyse rond. Glo julle my? Amen. Jou oplossing is dalk naby. Hoor mooi. Jou oplossing is dalk naby. Van links na regs was 'n paar meter, nie kilometers nie. Net 'n klein skuif van die kant na die kant. Soms soek ons antwoorde ver. Ons gaan soek dit by mense. Ons gaan soek dit op ander plekke. Ons gaan soek dit in ander lande. In ander kerke. Maar vanoggend se musiek was glad nie vir my lekker nie. So ek gaan nie weer terugkom kerk toe nie. Maar gaan julle na 'n ander kerk toe. Die vyand vertel vir jou stories en jy glo die vyand. Vyand vertel vir jou, jy gaan lekker baie ryker word as jy daar in Ierland gaan werk. So dan gaan jy dinge uitwerk. Gaan jy dinge uitwerk sonder God? Nee. Gaan jy dinge uitwerk op 'n ander plek as ek nou iewers as ek my omstandighede wil verander, nee. Ek is nou moeg vir die storms wat ons moet deurgaan. Dis nou werklike donderstorms en weer en haal en water en wind en al die goeders. Nee, nou ek gaan nou besluit, weet jy wat, ek is nou moeg vir Pretoria, want wragtig, ek is nou donderdag aand het ek nog genoeg storms beleef, of woensdag aand, ek kan nou nie donderdag aand, ek het nou genoeg storms in my lewe beleef. So ek gaan nou Sekunda toe trek. Is dit God se wil vir my dan? Om in Sekunda te sit? Dink julle dinge gaan daar vir my uitwerk? Nou gaan my kinders in vrees lewe, want hulle maar wil Sekunda toe gaan. Want nou kan hulle nie meer in Pretoria wees nie. Mensies, ons is so geneig om te vlug van daar waar ons nie gelukkig is nie, maar wanneer verander ons? Wanneer sit ek my geloof dat God nie my dak sal laat afwaai nie? Wanneer sit jy jou geloof op die regte plek? Maar God sê vir jou vandag, kyk naby, dalk moet jy jou houding verander. Jou attitude. Kyk, daar's niks so erg om 'n tienerseun groot te maak nie, wat in rebellie is tans nie. Daar's niks so erg nie. Want hy wil sy way, nie jou way nie. Maar as jy dink nou, as jy jou houding verander teenoor jou ma, dan gaan dinge vir jou uitwerk. As jy jou houding teenoor jou baas verander, gaan dinge uitwerk. Nie waar nie? As jy jou houding verander teen jou geliefde, gaan dinge kan uitwerk. Jou gebed verdiep, meer in gebed, gaan dinge vir jou uitwerk, en dan kom jy by Vader se voete uit, dinge gaan uitwerk. Jou denke, dink bietjie anderste, dink bietjie 153 se rigting, vir voorsiening, 153, ek gaan nie meer 100 dink, ek dink 153, wat sê julle? Gaan julle 153 se kant toe? Gaan julle net bietjie aan die ander kant gooi? Gaan julle bietjie jou denke vernuwe? Want daar is 'n deur wat vir jou oop staan. Jy staan net by die verkeerde deur tans. Want jy rebelleer, jy's op die verkeerde plek. Jy moet jou attitude verander. Nou vra ek vandag, waar is jou net? Is jou net in die water of in die boot? Of langs die kant? En net in die boot kan niks vang nie. Absoluut niks nie. Terwyl jy jou net skoon hou en mooi hou in jou trommel, gaan hy nie gebruik kan word nie. Solank as wat jy jou talente wegsteek, gaan jy dit nie kan gebruik nie. So dit lê daar, die net lê daar. 'n Mens wat ophou bid, vang niks nie. 'n Mens wat ophou probeer, groei nie. Want gewoon vir jou sê, hier is mense wat hier sit, wat sê, ek gaan nie meer die Here dien nie. En help nie, ek het my lewe verander nie, want niks wil regkom nie. Maar, jy het opgehou met bid, jy het opgehou om te doen wat jy altyd gedoen het. Ons gryp na, okay, ek gaan nou my sonde hier uitbring. Ek het in die storm, hulle het gesê, jy mag nie alkohol drink, as jy enige probleem het met 'n nier nie. Nou, as ek pyn gehad het, julle weet, ek is deur 'n rowwe tyd met my been, pynpille was my alles gewees, totdat die Here my aangeraak het en my been genees het, wat ek so dankbaar oor is, dankie Here. Maar nou is hy storm daar, en ek weet as ek 'n alkohol drink, dan pas ek uit. So, as ek 'n alkohol gaan hê,
dan gaan ek ons nie wind hoor nie, ek gaan nie die storm sien nie, ek gaan lekker slaap. Dan gryp jy mos nou jou hoop nou daar na die pilletjie toe. Maar eintlik is God jou anker. God is die een wat vir jou gaan deurdra. Ek moet sê ek het beter gedoen as al die ander storms. Maar waaraan gryp jy? As jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan het jy mos 'n botteltjie daar in die kas. Ek het 'n bottel brandewyn in my kas. Regtig erg. Wat noem jy daai groot klein dingetjie? Wat? 'n halfjack, noem jy dit al. Ek wil vrugtekoek maak. Ek wil die brandewyn in die vrugtekoek hê. Maar nou het ek ook nie tyd gehad om my brandewyn, maar dit lê in my kas, het ek dit weggesteek. Maar dink nou net, nee, nou is ek siek. Ek is nou siek, ek moet hospitaal toe gaan. Ek spreek dit nie uit nie. Dis 'n voorbeeld wat ek gebruik. Ek is gesond, ek is geseënd en ek is gesalf. Maar nou kry ek gou 'n bietjie piep en ek moet gou deur gaan hospitaal toe. En ons wat sommer vir Frida kom, sy gaan gou vir my in my huis in. En sy gaan vir my ou tassietjie pak. Want mens het jou goedjies nodig by die hospitaal. Jy het onderklere nodig, jy het 'n handdoekie nodig, jy het baie goedjies nodig. Nou krap sy daar in my kas en sy sien, die pastoor het 'n halfjack in haar kas. Wat maak 'n pastoor met 'n halfjack in haar kas? Kom sy daar uit, sy pak my tassie, gaan hospitaal toe, gee my tassie. Kom by Sandra, sy sê, Sandra, jy wil die pastoor drink skelm. Jy het gesien, hy pastoor het drank in haar kas. In haar klerekas, tussen haar klere. Wie loop nou met drank tussen jou klere rond? Ek steek dit al weg vir my kinders. As jy weet, tieners probeer maar soms dinge doen. So, nou loop die storie rond. Frida, was dit reg van jou om dit te vertel? Nee. Sy ken nie die waarheid, die vrugtekoek, die goed net als wanneer die vrugtekoek sou mense ook op in kry. Maar met die krag kan ons nie nou op die stadium nie. Maar dink dan net, mensies, kry julle self reg. Wenners hou hulle net in die water. Hulle sit dit nie langs die kant neer nie. Selfs al trek julle leenette uit, daar is weer 'n probeerslag. Daar is weer van aanhou uithou. Want by God is alles moontlik. Galasiërs 6 vers 9 sê ons, wys vir ons dat moenie moeg word om goed te doen nie, hou aan. Want hoeveel van ons raak nie baie keer moeg nie. Om nou elke liewe Sondagoggend hierdie stoele skoon te maak, hierdie plek uit te blaas en die koffie reg te kry en alles reg te kry, is ons nou erg man. Dit is dan makliker om maar net by die huis te bly. Nee, daar's 'n rede. Wat maak jy terwyl jy wag? Party mense raak bitter, party raak kwaad, party raak passief en party gee net dood eenvoudig op. Maar God soek mense wat sê, Here, ek hou aan met glo. Selfs al is daar net 3 visies, ek sal aanhou, want môre is weer 'n nuwe dag met nuwe uitdagings en die Here kan môre verander. Moenie opgee nie. Here, ek weet God gaan vir my voorsiening gee. Ons weet God gaan voorsien. Nie net in oorvloed nie, maar in genoeg. Het meer as genoeg. En moenie oorvloed sien in geld nie. Sien dit bietjie in gesondheid. Ons vat vir Anneke, sy wil graag genesing ontvang. En sy sal klaar beter. Ons gaan aanhou bid vir haar. Ek het my genesing ontvang. Hier is mense wat nodig het, wat genesing moet ontvang. Genesing in baie dinge. Soos wat ek nou gesê het, 'n boer wat saai, sien die oes nie nou nie. Hy sien hom eers later. Maar hy hou aan met plant, hy hou nie op nie. Geen boer stop omdat dit vandag nie gereën het nie. Hy hou aan. So ons gaan aanhou, al het ons nie 'n vis gevang nie, ons vertrou die seisoen. So werk God. Ons moet ons vertrou in God sit, nie in mense nie. Geen mens hier kan jou red nie. Net God alleen kan vir jou red. Ja, ek vra vandag, hou jou net in die water. Hierdie kant, daardie kant, nog een keer, weer probeer. Kom ons gee 'n kans, kom ons gee dit nog 'n kans.
met jou oë gerig op Jesus. Nie op die een wat vir jou gaan voorsien nie, jou baas nie, nee. Jy hou jou oë gerig op Jesus. Dis waarna toe jy gaan. Nie verbaas wees as daar skielik 153 visse by jou is, as jy nie wil van God stap, sal daar 153 visse wees vir jou. Amen? Kom ons buig ons hoofde. Vader, dankie vir die woord vandag. Here, hier waar die woord myself vandag aangeraak het, Here. Dankie dat U ons sien as ons moeg is. Dankie dat U nie opgee met ons nie, Here. Dankie dat U altyd daar is. Here, vergewe waar ons moed verloor het, Here. Waar ons opgehou het glo, waar ons net opgegee het, waar ons vandag net weer kan besef, ons kan weer probeer. Ons kies dat ons geloof sal versterk, ons kies weer hoop, ons kies weer U vertroue. Here Jesus, praat met ons in ons situasies, bring weer lewe, bring weer oorvloed, Here, bring weer vreugde. Ons verklaar vandag, Here, ek verklaar vandag oor elkeen wat hier sit, ons sal nie opgee nie, ons sal nie tou opgooi nie, ons sal terugdraai na U toe, en nie na die kant toe wat ons teleurgestel het nie. Here, ons nooi U, ons vra dat U sal kom en vir ons elkeen daai 153 rigting te vat, Here. Dat ons weet ons is in lyn met U woord. Vader, U ken ons harte, U weet presies. U weet presies ons opstaan, ons gaan slaap. U weet presies waar elkeen van ons vandaan kom, Here. U weet, Here, dat ons soms moeg raak. Maar Here, gee vir ons daai bonatuurlike krag om elke dag weer aan te gaan, om ons net in die ander rigting te gooi, Here. Ons wil U loof en ons wil U prys en dankie sê vir al die genade, al die liefde. Here, gaan ook so saam met elkeen wat siek is, Here, daar waar mensies is wat aangeraak moet word, Here, raak hulle aan. Here, as dit U wil is, dat U met elkeen van ons sal stap, Here, daar waar ons baie keer voel, ons kan nie meer nie, Here, dat U vir ons daai bonatuurlike krag sal gee. Here, gaan ook so saam met almal wat huis toe gaan van hier af, Here, dat hulle die regte pad ry, dat hulle weet hulle is geseënd en hou U hand van beskerming voor hulle. En Here, stuur die engele vooruit, sodat hulle nie hulle voet sal stamp nie, Here, maar lei hulle in die regte rigting, Here. Ons sê dankie vir al die goedheid en die guns, en ons bid dit in U naam alleen. Amen en amen.